Goeiemôre, hoe lekker is dit om weer saam te kuier om die woord van Abba Vader. Lyfstakbedieninge en Tehillah Studiesentrum heet u welkom by skrifporsie nommer 46. Eikev en die bruid van Messias. Eikev beteken gevolglik, of meer letterlik vertaal, dit sal gebeur omdat. Dit is 'n baie belangrike porsie, 'n lywige porsie, maar ons gaan heerlik daardeur werk. Die skrifporsie Eikev, behels die eerste 5 boeke, die Torah, die profete en die goeie nuus. Nou uit die eerste 5 boeke lees ons Deuteronomium 7 vers 12 tot hoofstuk 11 vers 25. En ek hoop u het dit gelees hierdie afgelope week. Die profete gedeelte is Jesaja 49 vers 14 tot 51 vers 3. En die goeie nuus lees ons uit Hebreërs 11 wat oor die geloof gaan en Romeine 8. En dit is 'n groot bemoedigingsporsie hoe ek dit sien. Kom ons begin net eers deur voor Abba se troon te buig. Hemelse Meester, ons is so dankbaar dat ons weer rustig by u woord kan stil staan. Dankie dat u die een is wat ons leer. U is die een wat ons oopstel vir die inspraak van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons vra dit nederig in die naam van ons Messias en Koning, Yeshua. Halleluja. Kom ons kyk net eers hoe die laasweek se porsie geëindig het. In hoofstuk 5 het ons gesien hoe Abba weer die gebooie, soos ons dit ken, aan die volk voorhou. In die volgende gedeelte lees ons hoe Abba wil hê die volk moet die heidense nasies se goede hanteer. In Deuteronomium 5 het ons gelees, Moshe het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, luister Israel na die reëls en die wette wat ek vandag voor julle ore uitspreek, sodat julle dit moet leer en dit sorgvuldig moet doen. Jotawah, ons God, het by Horeb met ons verbond gesluit. Jotawah het nie hierdie verbond met ons vaders gesluit nie, maar met ons, almal van ons wat vandag hier lewe. Want hier staan hulle nou voordat hulle die beloofde land ingaan. Jotawah, Jahwe, het van oog tot oog op die berg vanuit die vuur met julle gepraat. In die tyd het ek tussen Jotawah en julle gestaan om aan julle die boodskap van Jotawah bekend te maak. Want julle was bang as gevolg van die vuur en het nie op die berg opgegaan nie. Hy het gesê, ek is Jotawah, Jahwe, jou God, jou Elohim, wat jou uit die land van Mitzrayim, Egipte, uit die huis van slawerny uitgelei het. Jy mag geen ander gode in my teenwoordigheid hê nie. Jy mag vir jou geen afgod of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle dien nie, want ek, Jotawah, jou Elohim, is 'n jaloerse, magtige God, wat die oortredinge van die vaders, die kinders laat beïnvloed, tot by die 3de en die 4de geslag, van die wat my haat, maar die wat liefdevol omgee vir duisende, die wat my liefhet en my opdragte uitvoer, dit wil sê na die 1000ste geslag. So Abba doen hierdie wonderlike verbond en belofte aan Israel, en as ons ingeënt is, as ons deel is van die olyfboom van Israel, dan is dit ook vir ons die voorwaardes en die beloftes. Kan julle onthou wat ons verlede week geleer het oor die voorwaarde van genade?
En in die prent wil ek graag vir u wys, hoe kan ons beloofde land lyk? Ons weet nie hoe gaan dit lyk nie, maar ons sien uit daarna. Gehoorsaamheid en belydenis is die voorwaarde van genade. Nou kom ons kyk wat Moshi vir die volk hierdie week deur Abba se inspraak leer. Ek weet in jou binneste redeneer jy, dit was daai tyd, of ek is nie Israel nie. Kom ons luister wat sê Abba. In vandag se porsie bevestig Abba Vader weer eens sy liefde aan sy volk. Deuteronomium 7 vers 5b. Julle moet die altare, dis nou van die afgode, hulle altare omgooi, want hulle gaan nou in die beloofde land in, en daar is baie vreemde gode. Julle moet hulle pilare stukken preek, en hulle astarte beelde omkap, en hulle gekerfde beelde met vuur verbrand. Want jy is 'n afgesonderde volk tot Jotywah jou God, omdat hy met ons 'n verbond gesluit het. Jotywah jou Elohim het jou vanuit al die volke wat op die aarde is gekies, om 'n volk vir sy eie besit te wees. Vers 7. Jotywah het nie sy liefde op hulle gesit nie, of op julle gesit of julle gekies, omdat julle meer was as die ander volke nie. Want julle was die minste van al die volke. Maar omdat Jotywah julle liefhet en die eed gehou het wat hy julle vaders gesweer het Jotywah Jahwe julle met 'n sterk hand uitgelei en julle bevry uit die huis van slawerny, uit die hand van Farao, die koning van Mitzrayim. Weet daarom dat Jotywah jou God is, jou Elohim, die getroue magtige Elohim, El Shaddai wat sy verbond en sy onverdiende guns hou tot 'n 1000ste geslag. Met die wat hom haat, betaal hy dit terug in hulle gesig om hulle te vernietig. Hy sal nie terughou oor die wat hom haat nie. Hy sal hom in sy gesig terugbetaal. Jy moet daarom die opdragte, die reëls en die wette wat ek jou vandag beveel doen. Dit kan nie makliker of eenvoudiger gestel word nie, geliefdes. In vers 12 van hoofstuk 7 sien ons waarom die porsie Eikef genoem word. Eikef in Hebreëus is Ayin, Kuf en Beit. Weit eintlik, die wet, die veeklank. In Hebreëus beteken dit vir ons gevolglik of dit sal gebeur omdat. So jy sal geseën word omdat jy die wet hou, omdat jy die Torah gehoorsaam. Vers 12, daar staan dit. Dan sal dit gebeur omdat jy hierdie wette gehoorsaam, hou en doen. Die Shama leefstyl, hoor en doen. Dat Jotywah jou God, jou Elohim, sy verbond en sy onverdiende guns met jou sal hou, wat hy aan jou vaders gesweer het. Dit wil sê om jou te seën tot in die 1000ste geslag. Kan jy nou sien hoe al in die eerste 5 boeke sy verbond koppel met sy instruksies en wette en sy onverdiende guns, die gen en die gesed van laasweek, né? As jy nie laasweek sin geluister het nie, gaan luister dit gerus. Dis alles op YouTube. Geliefde, vandag se eerste vraag aan jouself is, wil ek Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, se onverdiende guns ontvang? Ek het in hierdie porsie vir u 7 vrae gevra. Jy sal dit sien, hier is 'n opsomming daarvan. Aan die einde sal ons weer daarna kyk. In Deuteronomium 7 lees ons weer die finale gedeelte van Moses of Moshi se gesprek of dan sy toespraak aan die volk voordat hulle die beloofde land ingaan. Hy herinner hulle alweer aan gehoorsaamheid en hoe Abba hulle sal beloon, omdat hulle hom volg en liefhet en gehoorsaam is. Kan julle sien, die beloning en die gehoorsaamheid loop saam.
Dit gaan oor watter voetspoor en nalatenskap ons agterlaat op die plek waar Vader ons geplaas het. Wat verwag Abba Vader van ons en wat kom op die spoor of die hak van gehoorsaamheid? Die oproep om te hoor en doen, die Shama. Shin, Mem en Ayin in Hebreëus. En ook dan sy gebooie op te pas. Hy sê dit vele kere in hoofstuk 8. Dit sal uitloop in vele seëninge soos Vader beloof het. Deuteronomium 7 vers 9. Weet daarom dat Jotywafei jou God Elohim is, die getroue magtige God, El Shaddai, wat sy verbond en sy onverdiende guns hou tot 1000ste geslag met die wat hom liefhet en sy opdragte en instruksies gehoorsaam. Gaan lees gerus Psalm 103 vers 18 en Johannes 14 vers 15. Die vraag is, geliefde, watter voetspore laat jy vir jou nageslag? Daar baie gehoor aan van bloedlynvloeke en hierdie trek deur daar. Kom ons lees in Deuteronomium 8 vers 1. Al die opdragte wat ek jou vandag beveel, moet julle versigtig wees om te doen, sodat julle mag lewe, vermenigvuldig, en dat julle mag ingaan in die land in besit neem, wat Jotywafei aan julle vaders met 'n eed beloof het. Ek wil myself hier onderbreek en vir u sê, baie belangrik, want die beloofde land waar ons gaan ingaan, is die Millennium Kingdom, die koninkryk wat vir 1000 jaar gaan heers, nadat Yeshua teruggekom het aarde toe. Vers 2 van Deuteronomium 8, jammer. Vers 2. Jy moet die hele pad onthou waarop Jotywafei jou God jou vir hierdie 40 jaar in die wildernis gelei het, om jou nederig te maak en jou te toets, om te weet wat in jou wil, emosie en verstand is, of jy sy opdragte sal hou of nie. Hy het jou nederig gemaak, toegelaat dat jy honger ly en jou manna gegee om te eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om julle te laat verstaan dat die mens nie van brood alleen leef nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jotywafei uitgaan. Vir 40 jaar lank het jou klere nie aan jou versluit en jou voet nie geswel nie. Geliefde, die vraag vandag is jy bereid om al Abba se opdragte te doen, sodat jy sy beloofde land kan? Voordat ons verder gaan, onthou dat gehoorsaamheid aan Abba se opdragte en sy genade hand aan hand loop. Ons gaan nie hemel toe omdat ons sy opdragte hou nie. Dit is alleen deur sy genade, as ons glo en ons sondes bely, en sy opdragte gehoorsaam, wat hy in ons in die beloofde land eendag sal inneem. Hy vra, het jy my lief? Dan kom jy my gebooie na. Vergelyk Jakobus 1 vers 22 tot 27, gaan lees dit asseblief self. Ek haal vir u net een vers aan. Wees 'n doener van die boodskap en nie net 'n hoorder wat jouself mislei nie. Hoor en doen die Shama leefstyl. Ek wil vir u nog 'n vers uit die goeie nuus aanhaal voordat ek die vraag vra. Dit is die goeie boodskap wat ons van hom gehoor het. 1 Johannes 1 vers 5. En aan julle verkondig. Elohim, ons God, is lig, en daar is absoluut geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en ons loop in duisternis, dan lieg ons en is ons nie in die waarheid ingelig nie. Maar as ons in die lig loop, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Yeshua, sy seun, reinig ons van al ons sondes. As ons sou sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 9.
As ons ons sondes erken en laat staan, is hy vertrouenswaardig en regverdig om ons sondes te vergewe en hy sal ons van alle boosheid reinig. Geliefde, is jy bereid dat Abba Vader sy vergrootglas oor jou lewe kan plaas en dit uitlig, wat hy nog voel deur Yeshua se bloed gereinig moet word? Ons almal het nog goeters wat ons moet bely en neerlê, en dit is die pad van Teshua, elke dag se omdraai. Deuteronomium 8 vers 5. Dus moes jy in jou verstand, wil en emosie geweet het, dat Jotywaf hy jou Elohim jou dissiplineer het, net soos 'n man sy seun dissiplineer. Daarom moet jy die opdragte van Jotywaf hy jou God hou, om op sy paaie te loop en hom met respek te vrees. Want Jotywaf hy jou God, jou Elohim, bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en diep water, wat uitvloei in valleie en heuwels, 'n land van koring, gars, wingerdstokke, vyebome en granate, 'n land van olyfolie en heuning. Is dit nie mooi nie, geliefdes? 'n land waarin jy brood sonder skaarse sal eet, waarin jy niks sal kortkom nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit wie se berge jy koper kan grawe. Wanneer jy geëet het en versadig is, dan sal jy Jotywaf jou Elohim loof vir die goeie land wat hy vir jou gegee het. Die vraag is, geliefde, smag jy ook met jou hele hart na daardie goeie land, met die fonteine en al die wonderlike vrugte? Deuteronomium 8 vers 11. Wees versigtig dat jy Jotywaf hy jou Elohim nie vergeet deur sy opdragte, sy wette, sy reëls wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie, sodat jy nie miskien wanneer jy geëet het en versadig is, mooi huise gebou het en daarin bly, wanneer jou beeste, jou kleinvee, jou silwer, jou goud en alles wat jy het verneder het, dat jou denke, wil en emosie trots word en dat jy Jotywaf hy jou God, jou Elohim, vergeet wat jou uit die land van Mitzrayim, uit Egipte, uit die huis van slawerny uitgelei het, vir ons uit die huis van slawerny van sonde, wat jou deur die groot en verskriklike wildernis gelei het, vir ons uit die slawerny van sonde. Gaan bestudeer tog Psalm 78, Abba het laas nag vir my daardie Psalm by Deuteronomium 8 gegee. Deuteronomium 9 vers 3, weet daarom vandag dat Jotywaf hy jou God, die een is wat voor jou uittrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle mag uitdryf en hulle vinnig vernietig, net soos Jotywaf hy vir jou gesê het. Is baie reëse in die beloofde land, oor kan die Jordaan gewees, en Abba het beloof, hy sal hulle vernietig. Geliefde, vertrou jy ook Abba Vader om jou reëse voor jou te vernietig? Ek wil bely vandag en al die reëse net vir Abba gee, en soos Dawid met 5 klippies van waarheid voor my reëse kom staan. Dankie Abba. Deuteronomium 10 vers 2. Nou Israel, wat vra Jotywaf hy jou God van jou, as net om Jotywaf hy jou Elohim respekvol te vrees, in al sy paaie te loop, om lief te hê, en Jotywaf hy jou God te dien met jou hele verstand, wil en emosie, met jou hele gees en lewe, en om die opdragte wat Jotywaf hy en sy reëls wat ek jou vandag beveel te hou, tot jou beswil. Vers 14, let op, aan Jotywaf hy jou Elohim, behoort die hemel as ook die hoogste hemele, die aarde en alles wat daarin is. Tog het Jotywaf hy Jahwe 'n genot in julle vaders gehad, om vir hulle lief te wees, en hy het hulle saad na hulle gekies, julle bo al die volke soos dit vandag is gekies. En ons wat ingeënt is ook gekies deur hom. Prys sy naam.
Halleluja. Ons lees uit Deuteronomium 11 verder, vers 18. Daarom moet julle hierdie woorde van my, Jotawafhei, in julle verstand en in julle gees ingraveer, en dit as 'n teken op julle hand vasbind, en dit as 'n voorhofsband tussen julle oë laat wees. Jy moet dit vir jou seuns leer, deur daaroor te praat, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. En skryf dit op die kusyne van jou huis en op jou hekke. Soos wat ons sien, die mezuzah, né? Ek het daar vir u 2 afbeeldings gesit. Sodat julle die dae en die dae van julle seuns vermenigvuldig kan word in die land, wat Jotawafhei aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee solank as die hemele bo die aarde bly. Want as julle versigtig is om al hierdie opdragte te hou wat ek julle beveel om te doen, om Jotawafhei julle God lief te hê, en in al sy paaie te loop en aan hom vas te hou, dan sal hy, Jotawafhei, al hierdie nasies voor julle uitverdryf, en julle sal nasies wat groter en magtiger is, as julle self onteien. Spreek dit uit, oor onsself en oor ons broer Juda in Israel, waar hulle groot nasies nou wys op hierdie oomblik. Binne in die mezuzah is Deuteronomium 6. Saamgevat, die Shema, en Shema is ook, Heer, ou Israel, hoor en doen. So ek daag u uit, skryf u eie mezuzah of op die deurposte skryf. Jotawafhei se woord daar, dat u hom liefhet, dat u hom volg met jou hele verstand en al jou kragte en in sy paaie loop en dat ons aan hom vashou. Dis wat ons vandag wil verklaar. Uit die profete en geskrifte gedeelte is daar wonderlike beloftes, meer troostbeloftes en ook dat Abba ons liefhet. Ek gaan net vers 15 vir u lees. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet en nie omgee vir die seun van haar baarmoeder nie? Selfs hulle kan vergeet, maar ek, Jotawafhei, sal jou nie vergeet nie. Vers 16. Let op, ek het jou op my handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. En Abba verklaar dit. Ek wil graag ook vers 18 lees. Lig jou oë op en kyk rondom. Hulle almal vergader by mekaar. Hulle kom na jou toe. So waar as ek leef, verklaar Jotawafhei, jy sal sekerlik almal aansit soos juwele en hulle ombind soos 'n bruid. Uit die goeie nuus, Hebreërs 11 en Romeine 8 lees ons. Hebreërs 11 vers 11 haal ek vir u aan tot 13. Julle vertroue of geloof het deur vertroue en geloof het Sara, wat onvrugbaar was, ook die vermoë ontvang om 'n vrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy geboorte gegee, omdat sy seker was dat hy wat dit beloof het, vertrouenswaardig is. Daarom is daar ook uit een wat gefaal het in die ou ouderdom, soveel soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand, wat nie getel kan word nie, gebore. En ons wat ingeënt is in Israel is deel daarvan. In vertroue en geloof is hulle almal dood sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit op 'n afstand gesien en hulle self daarin verheug en het erken dat hulle vreemdelinge en nomades op aarde is. En dit Abba lief gehad. Romeine 8 is vir my 'n baie spesiale gedeelte. Abba troos my altyd daaruit en ek gaan vir u 2 verse lees. Vers 35. Maar lees dit asseblief vir jouself deur. Pause as u wil en lees dit deur. Vers 35. Wat sal my skei van die liefde van die gesalfde een, van die Messias?
lyding, gevangenskap, vervolging, hongersnood, naaktheid, gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag lank doodgemaak. Ons is gereken as skape vir die slagting. Vers 37. In al hierdie dinge oorwin ons egter deur hom wat ons liefhet. Want ek is oortuig daarvan, dat geen dood of lewe of engele of autoriteit of leermagte, of dinge wat nou bestaan of dinge wat sal kom, of hoogte of diepte of enige ander skepsel in staat is om my af te sny en te skei van die liefde van Jahwe, Elohim, ons God, wat daar in ons meester Yeshua, gesalfde een is nie. Ons het nou net gelees in Jesaja dat ons in sy handpalms geskryf is, toe hy op die vloekhout vir ons gesterf het, uit al ons sondes gedra. My finale vraag aan u is, hoe kan die bruid van Messias verseker wees dat sy Abba se beloofde land kan ingaan? Belangrike vraag, geliefdes. As u nie weet nie, vra in die comments, kontak ons via ons e-posadres en mag Abba deur hierdie porsie vir u nader aan hom bring as sy bruid. Mag ons die wit klere aantrek. Die pragtige wit klere van die bruid. En ek sien uit na ons loofete fees waar ons hierdie aspek dieper gaan delf. Hier is weer die vraag. Jy kan dit vir u neerskryf, jy kan pause en kyk. En as u nie seker is van die antwoorde nie, kontak ons gerus by Tehillah Studiesentrum of Olyftak. Jy kan die antwoorde hier neerskryf. Kom ons antwoord in gebed. Hemelse Vader, help ons om elke dag u so te volg, so te gehoorsaam, dat ons u bruid kan wees en die beloofde land kan ingaan. Beshem Yeshua, ons vra dit in die naam van u seun, Yeshua Mashiach, ons Messias. Halleluja. Dan besoek asseblief ons webwerf, geliefdes, en laat vir ons 'n boodskap of geef ons 'n duimpie, skryf iets vir ons in die kommentare. Dis ons baie lekker om van u te hoor. U is welkom om ons enige tyd te kontak. Ons gaan binnekort Tehillah Studiesentrum se amptelike prospektus en opvoedkundige instelling bekend maak, waar ons mense gaan oplei om nader aan ons koning te kom. Nie mense nie, maar sy bruid. Shalom, tot volgende week, geliefdes.